Matteus 26 vanaf vers 31. Ons nader Paasfees, volgende naweek is dit al ons Paaskonferensie en ons het al 'n geruime tyd, so 2 of 3 weke al wat ons praat in hierdie rigting rondom die kruisiging van Jesus Christus. Ons het die afgelope tyd geweldig gefokus op die feit dat Jesus 'n kruis gedra het, ons moet 'n kruis dra. Jesus moes 'n beker drink, ons moet 'n beker drink. Vanmôre het ons gehoor, Jesus het gesterf. Ons moet ook sterf. Hy het aan die kruis gesterf wat hy moes dra, en ek en u moet elke dag aan die kruis sterf wat ons moet dra. En vanaand gaan jy sien hoe dit ook inpas. Ek gaan nou nie regtig, het ek nou so 'n tipe onderwerp nie, maar jy sal sien, ek gaan dit intrek by wat met Petrus gebeur het. Want hy was ook gekonfronteer met die kruis. En aanvanklik het hy misluk. Maar jy sal aan die einde van die boodskap sien dat hy wel aan die einde van die dag sy kruis gedra het. Ons lees saam Matteus 26 vanaf vers 31. Toe sê Jesus vir hulle: Julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom: Al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom: Voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom: Al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Tot sover my teksvers, vers 35. Petrus sê vir hom: Here, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Ek wil vanaand met u praat oor hierdie tema, om Jesus te verloon. En u sal sien dat dit eintlik baie makliker is as wat ons dink. En hoe gereeld ek en u dit eintlik baie maal op 'n daaglikse basis doen. Om Jesus te verloon. En weet jy, ek praat nou wel, ons fokus op Petrus, maar het jy opgemerk in ons geleesde gedeelte, al die disippels het dieselfde gesê: Here, ons is bereid om self saam met u te sterwe, maar ons sal nie aanstoot aan u neem nie, ons sal u nie verloon nie. Net 'n paar verse verder in vers 5 en 56 lees ons, maar dis net nadat Jesus gevange geneem is, maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete vervul sou word. Hoor nou, toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Hulle wat net 'n paar minute voor dit, 'n paar uur voor dit, hierdie belofte aan die Here gemaak het, kon nie eers 'n dag lank daardie belofte hou nie. Toe verloon hulle almal Jesus. My broer en suster, daar is baie geleenthede waar ons Jesus kan verloon. En ek wil net vinnig 'n paar uitlig, want ons almal fokus gewoonlik, as jy net omblaai vanaf vers 69, dis gewoonlik, hier is die opskrif ook, Jesus deur Petrus verloon. Ons gaan dit nie lees nie, almal ken dit, hoe dat hy hier deur die diensmeisies voorgekeer word en deur een van die ander diensknegte, en hoe dat hulle hom aankla en sê, ja, hy was ook saam met Jesus, en hoe dat hy hier Jesus met sy mond direk verloon. Maar weet jy, hy het voor dit, net nadat Jesus hom gewaarsku het, het hy Jesus ook verloon. Want net daarna gaan hulle na Getsemane, en wat gebeur? Jesus vra vir sy disippels: Bid saam met my. My siel is diep bedroef. Nou, Jesus het geweet wat op hom wag. En eintlik sal jy, as jy 'n diep studie gaan maak, sien dat eintlik hier het Jesus alreeds die groot oorwinning in 'n baie groot mate behaal, deur homself oor te gee aan die wil van die Vader. Want toe hy bid en sê: Vader, as hierdie beker by my verby kan gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied, het hy oorgegee aan die wil van die Vader. Maar wat doen sy disippels? Hulle lê en slaap. Vers 38 sê, en toe sê hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie wat ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle waar? Aan die slaap. In 'n sin het hulle ook Jesus hier verloon.
Volgende plek, hier waar Jesus gevange geneem word, het ons gesien. Hier draai hulle rug, wel Petrus het daarom aanvanklik 'n swaard uitgepluk en Malchus se oor afgekap. Toe die Here hom daaroor sterk bestraf ensovoorts, maar wat gebeur? Toe hy sien dat hulle gaan definitief nie in opstand kan kom nie, en dat Jesus homself eintlik oorgee aan die skare om weggeneem te word, sodat die skrifte vervul sou word, wat doen hy saam met die ander disippels? Hy hardloop weg, wat doen hy? Hy verloon eintlik Jesus. In plaas van hom saam, soos wat hy beloof het, saam vir die soldate te sê, moenie net hom vang nie, of los hom, neem my in sy plek. Wat doen hy? Hy verloon Jesus, en hy draai sy rug en hy hardloop weg en hy vlug, net soos die ander. Ja, ons weet, dit was sodat die profeseë vervul sou word. Maar my broeder en suster, hy het met sy eie mond gesê, Here, ek sal nie aanstoot neem nie, ek sal self saam met U sterwe. Maar die oomblik toe hy voor die kruis staan, toe draai hy om en hy hardloop weg. Toe hy met die kruis gekonfronteer word, toe verloon hy Jesus. En dan natuurlik waar hy Jesus verloon, terwyl Jesus voor die Joodse raad verskyn, en nie net daar nie. Toe Jesus aan die kruis hang, lees hy net van Johannes. Van al sy disippels was net Johannes daar. Waar was Petrus? Gaan kyk na al die evangelies, Petrus was nie by die kruis nie. Hy was besig om weg te kruip. Hy het Jesus verloon. Kom ek bring dit na my en u toe, my broeder en suster. Hoe baie maal verloon ek en u nie Jesus nie. Wanneer ons familie by ons kom kuier, en hulle goddelose praatjies praat, of wanneer die familie dinge kyk, waarna ons weet ons nie mag kyk nie, of wanneer ons by die werk is, of by die skool of universiteit, dan bly ons stil, omdat ons bang is, ons reputasie ly skade. Wanneer hulle die naam van die Here loon, of wanneer hulle met goddelose dinge besig is, dan verloon ons die Here, want ons staan nie op nie. Of wanneer ons gekonfronteer word, dan bly ons stil. En so verloon ons die Here. So sê ons dalk nie met ons mond, soos hy in die diensmeisie nie, en later die ander dienaar gesê het, ek ken hom nie, maar deur ons dade doen ons dit so gereeld. Weet jy my broeder en suster, elke keer as ons sondig, verloon ons Jesus. Want dan verloon jy sy gesag oor jou lewe. Jy verloon sy wil oor jou lewe. Jy verloon die krag wat hy aan my en u bied, om staande te kan bly. Ons verloon die hulp wat hy deur die Heilige Gees aanbied, om staande te kan bly. En elke keer wat ons sondig en oortree, verloon ons eintlik Jesus. Gebeur elke dag. Elke keer wat ons sondig, verloon ons die Here Jesus Christus. Moenie haastig wees om na Petrus vinger te wys nie, want ons almal sou 10-1 baie erger opgetree het as hy, as ons in dieselfde situasie was. So my broer en suster, daar is baie geleenthede waar ons Jesus verloon. Mag die Heilige Gees dit aan u hart openbaar, waar ek en u ook in ons eie lewens daaraan moet werk. My tweede punt wil ek graag met u praat oor 'n paar faktore wat aanleiding gee tot die verloning van Jesus. Faktore wat aanlei tot die verloning van Jesus Christus. In die eerste plek is dit selfvertroue. Hoe anders as die boodskap wat die wêreld verkondig en wat die moderne kerk verkondig, van jy moet tog net 'n sterk selfbeeld hê. Jy moet so oppas dat jy nie mense se selfbeeld seermaak nie. Kan ek vir iets vanaand sê? Die Here voel niks vir my en u selfbeeld nie. Die Bybel voel niks vir my en u selfbeeld nie. Die Bybel verwag van ons om niks van onsself in onsself te dink, behalwe as Jesus Christus binne in jou woon. Dan het ons rede om te roem in die kruis en in Jesus Christus. In onsself, sê Romeine 7, is daar niks goeds nie, niks. Selfvertroue, ons as kinders van die Here moenie selfvertroue hê nie, ons moet Jesus vertroue hê. Selfvertroue is die eerste ding wat gelei het, dat Petrus Jesus verloon. En die ander apostels ook, nie net Petrus nie. Wat het hy beloof in ons teksvers? En eintlik in ons geleesde gedeelte 2 maal sê hy, Here, ek sal nie aanstoot neem nie. Ek sal staande bly langs u sy. Ek sal staande bly teen die aanslae as die vyand kom. Ek is sterk genoeg, ek sal self saam met u sterf. Maar toe hy voor die kruis staan, sy kruis wat hy moes opneem, om aan daai belofte te voldoen,
toe is hy een van die eerstes wat omdraai en weghardloop. Selfvertroue, my broeder en suster, 1 Korintiërs, is dit 10 vers 12, wat sê hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. By implikasie eintlik letterlik staan daar, die oomblik wat jy dink jy staan, dan val jy. Dis eintlik die implikasie daar. My broeder en suster, mag ons nooit op ons eie probeer staan nie. Die enigste plek waar ek en u moet staan, is op ons knieë in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Dis die enigste plek waar ek en u kan staan, is op ons knieë voor hom. Ons moet nie selfvertroue hê nie. Ons moet Jesus vertroue hê. Die tweede faktor wat bygedra het tot die verloning van Jesus deur Petrus en die ander apostels, was biddeloosheid. Biddeloosheid. Hier in Getsemane, 3 maal vind die Here hulle aan die slaap, nadat hy hulle gevra het, waak saam met my, bid saam met my. Wat doen hulle? Hulle raak aan die slaap. Weet jy my broeder en suster, is dit nie dieselfde met ons nie? Ons het 110.000 verskonings wanneer dit kom by gebed. Ag pastoor, maar ek is so besig. Die lewe is so besig. En ek praat met myself ook vanaand, my broeder en suster, ek is so ruk terug lees ek, wat een van die groot godsmanne, ek kan nou nie onthou of het Spurgeon was, of wie dit was wat dit gesê het nie, maar hierdie persoon het gesê, hy het een aand 'n laat nag gehad, waar hy uit was op 'n krisis geval, en hy het nie baie slaap ingekry nie. Sy woorde die volgende dag was, ek gaan moet 3 ure vroeër opstaan, want om deur hierdie dag te kom, gaan ek ten minste 3 ure lank moet bid. Nou ek sê nie, ons moet nie ure aan gebed koppel nie, my broer en suster, dis nie waar dit gaan nie, dit gaan nie oor 'n stel reëls of wat ook al nie, jy moet die konsep verstaan. Hierdie man het geweet waar dit gaan, hy het geweet, ek kan nie deur vandag kom, as ek nie eers in die teenwoordigheid van Jesus was nie. Sy teenwoordigheid is meer belangrik as enigiets anders. Ons het Vrydag aand hierdie film gekyk oor gebed. Ek sê vanoggend vir een van die jong manne, wat my bekommerd maak is, dit het ons almal en my inklei so geraak. Elke keer as ek hierdie film sien, dan raak dit my so, die krag van gebed. Maar weet u, as ek hierdie film moes wys, vir my oupa en my ouma, en die generasie voor hulle, wat ook die Here gedien het, sou dit hulle nie veel geraak het nie, want dit was vir hulle algemeen. Dit was hoe hulle lewens was. Baie van u wat hier sit, is vandag nog so. Nie waar nie? My broeder en suster, ons moenie 'n gebedslewe hê nie. Kan ek dit herhaal? Ons moenie 'n gebedslewe hê nie. Ons hele lewe moet 'n lewe van gebed wees. Dit was hoe Jesus sy disippels geleer het, dis wat hy hulle gewys het. Die Fariseërs, na wie hulle opgekyk het 'n gebedslewe gehad. Vandag nog as jy in Israel kom, die ortodokse Jode het gebedsboeke wat hulle ritmies leer. Dis kom hulle so wieg as hulle by die klaagmuur staan, want hulle sê daai gebede ritmies op, dis hulle dit memoriseer. Dis 'n gebedslewe. Maar toe Jesus op die toneel verskyn en sy disippels hom sien, en die manier hoe hy omgaan met die Vader en in gebed deurbring, partymal nagte deur. Wat is die ding wat hulle hom vra? Here, leer ons bid. Dis nie dat hulle nie geweet het hoe om soos die Fariseërs te bid nie, hulle was Jode. 'n lewe van gebed. Hoekom het Petrus en die ander apostels Jesus verraai? Want hulle was biddeloos. Ek wonder nogal, ons weet ook die Here het al hierdie dinge geweet, dis hoekom hy dit vooruit geprofeteer het ook. Maar ek wonder nou net, as ons van ons kant af kyk, of Petrus nie dalk staande sou bly, as hy maar daai paar uur saam met Jesus gebid het. Dit is 'n vraag wat ek vra. As weer die dinge sou, die Here, ons kan nie eintlik praat hoe dit sou wees en hoe dit nie sou wees nie, maar die Here het al die dinge vooruit geweet. Maar die beginsel vir my en u, my broeder en suster, as ek en u Jesus nie wil verraai en verloon nie, gaan ons moet ons nie biddeloos wees nie. Ons moet 'n lewe van gebed hê. Derde faktor wat bygedra het tot die verloning van Jesus Christus was verkeerde invloed. Verkeerde invloed. Eksodus 23 sê, moenie die meerderheid volg in wat verkeerd is nie. Wat doen Petrus? Hy pluk wel sy swaard uit, ja, toe hulle Jesus kom gevange neem. Maar die oomblik toe Jesus homself oorgee dat hulle hom weglei na die Joodse raad, sê hy, en al die disippels het van hom af weggevlug. Toe volg Petrus die ander, die meerderheid,
en doen die verkeerde ding en verloon Jesus. Na dit gaan voeg Petrus hom by die diensknegte van die hoëpriester. By mense wat nie volgelinge van Jesus was, as ek dit kan deurtrek na ons toe. Hy gaan voeg homself by die wêreld. Hy gaan sit om hulle vuur. Moet die ander evangelies ook gaan lees. In vers 58 sien ons en Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoëpriester en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit en vir hom om die einde te sien. Hy het gedink, nou is dit die einde. Dis wat hy verwag het. Ander evangelie, ek is in Markus waar hy sê, hy het by hulle by die vuur gaan sit. Toe gaan voeg hy hom by die wêreld. Verkeerde invloed. Wat se invloede laat ek en u in ons lewens toe? Het jy agtergekom, hier by hierdie verkeerde invloed toe konfronteer die wêreld hom. Diensmeisie, jy's ook mos een van hulle, want jy's 'n Galileër. Jy's ook mos een van hulle, jy was saam met Jesus. Dink in die evangelie volgens Johannes sê hy, toe een van die diensknegte by hom kom, en hy sê vir hom, jy was ook saam met hom in die tuin, want ek het jou daar gesien. Hierdie diensknegt was saam met die tempelwag wat Jesus kom gevange neem het. Wanneer ons by die wêreld kom en jy by die wêreld voeg, baie vinnig gaan hulle jou konfronteer. Ja, maar jy's mos 'n Christen. En hoe maklik verloon ons dan nie net Jesus nie. Verkeerde invloed. Hoekom? Want ons is bang vir soveel dinge. Wat se ander invloede laat ons nie net toe in ons lewens nie, my broeder en suster? Deur die media, dinge wat ons lees. Ag, ek ken hierdie ding, ons het al baie daaroor gepraat. Mag die Heilige Gees in ons harte lewend maak. Wat se verkeerde invloede ons toelaat, wat so baie maal ons tyd roof, wat ons eintlik aan die Here moet spandeer. In sy teenwoordigheid moet wees. Weet jy selfs, ons moet nie net oppas vir verkeerde dinge en sondige dinge in die wêreld nie. Ons moet ook oppas vir geestelike gemorskos. Dis so hartseer, ons leef in 'n tyd waar, en ons moet geestelike boeke lees. Ek lees ook geestelike boeke, opbouende boeke. Mens moet dit net baie mooi toets aan die woord van die Here. Maar die hartseer realiteit is, dat ons kan baie keer ander skrywers meer aanhaal as wat ons die Bybel kan aanhaal. Verkeerde invloed het gemaak dat ook Petrus Jesus verloon het. En verkeerde invloed sal maak dat ek en u ook Jesus sal verloon. Kort voor lank, as jy met verkeerde vriende begin meng en met die wêreld, dan gaan jy ook die Here Jesus verloon en deel word van hulle en soos hulle word. Teenoor hy het dit met 'n eed gedoen. Hy het selfs gevloek, sê een van die evangelies, want toe hulle vir hom sê, want jou spraak gee jou weg. Jy's ook een van hulle. Die laaste faktor, wat bygedra het dat Petrus Jesus verloon, en dat ons almal dit doen, het ons eintlik vanoggend ook gehoor, is wanneer jy self die dood in die oë staar. Wanneer die kruis, wat ek en u elke dag moet opneem, ons elkeen het ons eie kruis, wanneer ons met dit gekonfronteer word. Want Petrus was gekonfronteer deur die kruis, van Matteus 16 af waar Jesus begin vertel het wat se pad hy gaan loop. En in ons geleesde gedeelte waar Jesus hom waarsku, net daarna in Getsemane waar Jesus gevange geneem word, het Petrus die dood in die oë gestaar. En dit het gemaak dat hy sy rug op Jesus draai. Want hoekom? Hy was nog te vol van homself. Dis soos ons vanmôre gehoor het. Daarom gaan ek nie te lank by die punt stil staan nie. Die eie ek moet sterf. Maar wanneer dit aan my en u begin vat, wanneer dit aan ons lewe begin vat, wanneer ons lewens in gevaar gestel word, net ons reputasie, as dit op die spel kom, dan verloon ons maklik Jesus. Wat nog van die kruis wat ons elke dag moet opneem? My derde punt vanaand wil ek net kortliks net noem, motiewe. Wat was die motiewe waarom Petrus Jesus verloon het? Die eerste een natuurlik ooglopend, nie net hy nie, die ander apostels ook, was vrees.
Vrees maak, en dit kan vrees vir baie dinge wees. Vrees vir jou lewe, vrees vir jou reputasie, ons het oor baie van hierdie al gepraat, vrees vir jou familie, vrees vir al hierdie dinge, maar Jesus het ook gesê, dat ons moet selfs ons familie kan prysgee ter wille van hom. Ons het 'n paar weke terug het Pastor Dries daaroor gepraat, maar ons ander motiewe ook, my broeder en suster, wat maak het ons baie maal Jesus verloon. Dit kan gierigheid wees, die oomblik wat my godsdiens aan my sak begin vat, dan verloon ek maklik Jesus. Dit kan jaloesie wees, dit kan bitterheid wees, wat dit ook al mag wees, die Here moet ook in ons harte openbaar, die motiewe, wat maak dat ons Jesus verloon. Maar ek wil graag een uitlig, waarby ek bietjie wil stil staan. En dit is een van die groot probleme in die westerse kerk, en ek dink 'n groot probleem waarmee ek self baie maal sukkel, en dink ons almal. En ek soek nog die vers waar Jesus gesê het, as hulle my volg, sal jy 'n gemaklike lewe hê. En dit is gemaksig. Gemaksig is een van die motiewe wat die moderne kerk gekelder het. Waar het Jesus sy volgelinge 'n lewe van gemak beloof? Maar ons rig ons lewens so in. En ek praat met myself ook vanaand, my broeder en suster, Here hoor my, dat ons godsdiens so gemaklik is. Ek word alles ingegee met 'n lepeltjie. Ek wil so graag net kerk toe kom en alles net verniet kry, en as ek daar buite kom, wil ek net gemaklik wees. Moenie te veel van my vra nie, moenie vir my vra om te getuig nie, moenie vir my vra om te praat nie, moenie vir my vra om te bid nie. Ek wil net gemaklik wees. Gemak het nog niemand nêrens gebring nie, my broeder en suster. Inteendeel, gaan vra die vervolgde kerk of hulle gemaklik lewe. Daar is tye van gemak. Ja, die Here het ook sy disippels by geleentheid een kant geroep en gesê, kom 'n bietjie een kant dat julle kan rus. Hy het gesê ons kan aan sy voete vlug en sy juk op ons neem, sy juk is sag, sy las is lig. Ja. Maar my broeder en suster, mag die Here aan ons eie harte openbaar, waar ons baie maal gemaksigtig geraak het. En deur dit verloon ons eintlik Jesus. Wat is die hoofdoel waarvoor die Here die kerk gestig het? Wat is die Engels het so mooi spreekwoord, die jong mense sal nou hierheen geniet. Wat die Here eendag vir die kerk gaan sê, is you had one job. You had one job. Ek het vir julle een opdrag gegee. Wat is die opdrag? Wat is die opdrag? En ja, ek besef, dit het verskillende fasette, en daar het ook al baie preke gehoor, daar moet bidders wees. Ja, nie almal kan noodwendig altyd praat nie, maar almal moet bereid wees om te praat wanneer die geleentheid opduik. Maar my broeder en suster, het ons nie begin kerk speel nie. Wat van die verlore gaande wêreld? Charles Spurgeon het 'n ding gesê wat nog baie by my spook. If you have no concern for others to be saved, then you are not saved yourself, het Spurgeon gesê. Hoe meer ek daar dink, dis die waarheid, my broeder en suster, en al praat ou nie maklik nie, bid ons nog vir die verlore wêreld daar buite. Petrus het gemaklik geraak. Wat het gebeur? Markus 14. Markus se gedeelte waar hy die Here Jesus verloon. Vers 66 sê, en terwyl Petrus onder in die binneplaas was, kom daar een van die diensmeisies van die hoëpriesters, hoor nou, en toe sy Petrus sien, wat was hy besig om te doen? Besig om homself warm te maak by die vuur. Hy het homself gemaklik gaan sit en maak. Plas gaan hy in, waar hulle Jesus besig is om hom te spoeg en te slaan en sy baard uit te pluk, en sê vir hulle, moenie dit met hom doen nie, doen dit liewer met my. Maar nou gaan maak hy homself gemaklik om te sien wat gaan gebeur. Het die kerk nie dieselfde begin doen nie, my broeder en suster, ons het so gemaklik geraak om maar die einde te sien kom, terwyl die Here ons wil inspann om totdat hy kom besig te wees om 'n verlore gaande wêreld vir hom in te bring. Gemaksig is een van die kritiese motiewe vandag wat maak dat die kerk Jesus verloon het. Ek sluit af op positiewe noot. Mag die Here deur sy Gees ons aller harte aanspreek, watter van hierdie aspekte ook al my en u aanspreek, of ons het dalk ook Jesus verloon nie. Ja, Petrus het Jesus verloon.
Weet jy my broeder en suster, elke keer as ons Jesus verloon, dan weet hy dit. Lukas 22, voor ek by die positiewe kom, wil ek net die negatief daarmee afsluit. Lukas 22 waar Petrus Jesus verloon. Vers 61, net nadat Jesus, kom ek lees maar as vers 60 ook, maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie, en onmiddellik terwyl hy nog praat, het die haan gekraai, hoor nou, en die Here het hom omgedraai, en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Hoe hartseer en hoe tragies aan die een kant, maar hoe wonderlik aan die ander kant, dat Jesus van elke keer weet, wat ek en u hom verloon. Hoekom ek sê hoe tragies en hoe hartseer, want wanneer ek die Here so verloon, wil ek nie eintlik hy moet vir my kyk nie. Maar hoe wonderlik, dat hy dit nie met haat doen nie. Want hy het ook daarvoor die prys betaal. En wat was Petrus se reaksie? So anders as Judas se. Vers 62 sê, en Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Sal ons weer ween wanneer ons Jesus verloon? Sal ons weer ween oor ons sonde? In die Engels, en ek het 'n mooi Afrikaanse woord vir dit gaan soek, maar kon nog nie een kry nie. Hulle gebruik in die Engels die woord anguish. Wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir anguish? Dis 'n diepgaande, gebroke pyn, nie net in jou hart nie, maar in jou gees. Is daar 'n gebrokenheid oor jou sonde? Anders, Judas was hartseer omdat hy uitgevang is. Petrus was hartseer omdat hy besef het wat hy gedoen het. Niemand hoef dit vir hom uit te gewys het nie. Toe Jesus na hom kyk, het hy geweet, Here, ek het u verloon. Ek het beloof, ek sal dit nooit doen nie, en ek het u verloon. En hy het buitekant toe gegaan en hy het bitterlik geween. En dan kom 2 Korinte 7, vers 10, sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. So het hierdie man geween, hy het bedroef geraak volgens die wil van God, en dit het in sy hart 'n onberoulike bekering tot redding teweeg gehad. Ja, daar was nog 'n paar dinge wat moes gebeur, maar daar het 'n draaipunt in Petrus se lewe gekom, en my broeder en suster, hy het Jesus 3 maal verloon. Gaan lees Johannes 21 vanaf vers 15, wat doen Jesus nadat hy opgestaan het? Hy verskyn langs die meer van Galilea, en hulle kom uit met hulle boot, met hulle vis. En toe Petrus Jesus sien, het hy sy bootkleed uitgetrek en homself in die see gewerp en uitgeswem. Hy wou nie wag tot hulle roei tot by die kant nie, hy het sommer vooruit geswem. Maar gaan lees dit, en toe Jesus daar by hulle kom, of toe hy by Jesus kom, wat doen Jesus? Hy herstel hom. 3 maal vra Jesus hom, Petrus, het jy my waarlik lief? Petrus, het jy my lief? Die Here gee hom 'n tweede kans. En my broeder en suster, wat gebeur met hierdie man? Hierdie Petrus wat so bang was, hierdie Petrus wat so vol van homself was. Ek glo daardie aand toe hy so ween, so bitterlik, het die eie ek begin sterf. Het die eie ek geoffer, en gaan lees maar in die res van die Bybel en Handelinge, wat 'n kragtige instrument hierdie man in God se hand geword het. Hoe dat hierdie man nie meer bang was om te sterf nie, telke male in die tronk was, hoe dat hy op een dag, hy word 'n evangelis, en hy lei duisende mense deur sy lewe na Jesus toe, 3000 op een dag in Handelinge 2, toe hy opstaan en preek, vreesloos, toe sy nie meer bang, dat hulle hom gaan vang en hom gaan doodmaak nie. Die Here gebruik hom om selfs van die Bybel te skryf, 2 boeke is na hom vernoem, en daar's baie Bybelkenners wat meen dat die evangelie volgens Markus eintlik Petrus se evangelie was, wat Markus net vir hom neergepen het. Hier word hierdie man 'n kragtige instrument in die hand van die Here, want die eerste keer toe hy met die kruis gekonfronteer is, ja, die eie ek het nog daarteen geskop,
en hy het Jesus verloon, maar toe hy besef wat hy gedoen het en hom bekeer daarvan en sterf aan homself en hy weer met die kruis gekonfronteer word, weet jy wat het hierdie man gedoen, my broeder en suster, toe die Romeine hom aan die einde van die dag kruisig? Letterlik, soos sy Here, wat gebeur? Hy sê vir hulle, ek is nie waardig om soos my Here te sterf nie, kruisig my onderste bo. En hulle het hierdie man onderste bo gekruisig. Toe hy weer gekonfronteer word met die kruis, toe het hy dit vasgegryp en het hy die Here gedank dat hy waardig geag is om vir Jesus te kon ly. My broeder en suster, om Jesus te verloon is baie makliker as wat ons dink. Ons almal doen dit feitelik daagliks. Mag die Here ons help, soos ons vanoggend gehoor het, maar in die eie ek te sterf. Nie te wag tot die Here ons bene breek terwyl ons aan daai kruis hang nie, maar net oorgee en sê, Here, ek laat toe dat die kruis wat U my gegee het sy werk doen. En wanneer jy in jouself sterf, en dis waarmee ek afsluit vanaand, weer eens, ons het dit al baie gelees in hierdie afgelope tyd, Lukas 9, my broeder en suster, die maklikste manier of die beste manier hoe jy gaan staande bly, sodat jy Jesus nie verloon nie, is as jy jouself verloon en aan jouself sterf. Lukas 9, het al baie aangehaal, lees net vir hierdie 2 verse ten slotte, en hy sê vir hulle, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. En sy kruis elke dag opneem, en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Kom ons sluit ons oë, ons bid saam. Ons dierbare Here en Hemelvader, ag Here, vergewe ons, waar ons U so baie maal verloon, so baie maal U wil vir ons lewe in die wind slaan, so baie maal ons eie rigting inslaan en veg om ons eie oorlewing en die oorlewing van die eie ek, die sondige natuur wat nog so springlewendig baie maal in ons is. Help ons Here om soos ons vanmôre gehoor het, net oor te gee, sodat die kruis sy werk in ons lewens kan doen, elke dag. Help ons Here dat ons nie meer Jesus sal verloon nie, maar dat ons elke dag onsself sal verloon, sodat ons vir Jesus kan volg. Help ons Here dat ons nie meer hierdie motiewe en dinge in ons harte sal koester en sal toegee aan die faktore wat bydra daartoe, dat ons Jesus verloon, Here, maar dat ons U sal volg, ten spyte van alles wat om ons gebeur. Want Here, U die volle prys, U het alles vir ons oorgegee. Help ons om maar net alles, elke dag, aan U oor te gee. Dankie Here dat ons die uiteinde ken. U het nie in die graf gebly nie, die graf is leeg. Ook toe Petrus in hardloop in die graf, moes hy ook ontdek, Jesus het waarlik opgestaan, en hy lewe. En daarom sal ons ook lewe, want U is die eersteling, en daarom sal ons ook volg, Here, wat U volg, sal ons volg in die opstanding, en in die heerlikheid daarna. Dankie Here dat ons weet, dat na die kruis, kom die kroon, en dat Jesus self, sal ons beloon. Ons eer U daarvoor, in Jesus kosbare naam. Seën elkeen wat vanaand hier was. Sal U met ons wees, Here. Sal U hierdie woord lewend maak in ons harte. Sal U vir ons U hart gee, wat in ons binneste sal brand en sal klop, Here, dat ons sal begin bid vir 'n verlore gaande wêreld en waar dit moontlik is sal uitreik en waar die geleentheid opdoen. Here, dat ons aan U wil sal voldoen, Here, en sal uitdeel en nie sal skaam wees en daardeur ook Jesus verloon nie, maar dat ons sal spreek met vrymoedigheid, nie met selfvertroue nie, met Jesus vertroue, en dat ons elke dag hierdie lewe so sal aanpak. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus en ons dank U daarvoor. Amen.